Goeiedag almal, dit is tyd vir In die Tunnel. Ons is gereed om uit te draf hier so in die tunnel. Ons kyk weer wat Saterdag en Sondag op die sportvelde gebeur internasionaal en ook in Namibië. Altyd lekker groot sport om na uit te kyk en daar's weer eens groot sport hierdie komende naweek. Ons praat met die afrigters of ons hoor wat sê die afrigters en hier en daar ook 'n speler en ons gee al die inligting. So ons gaan kyk na rugby. Mike Potgieter gaan ook saamgesels by die Rugby Verenigde Rugby Kampioenskap. Sokker Engelse Premierliga gaan voortweer. Ons hoor wat sê Pep Guardiola van Man City en ook Arne Slot van Liverpool en Eddie Howe van Newcastle, hulle gesels saam. Dan is dit die Amerikaanse Grand Prix. Dit is komende naweek en dit is in Austin. MB Welman gaan vir ons vertel wat sy mening is en 'n cricket wêreldbeker vir vroue en die kaptein van die Suid-Afrikaanse span Laura Wolfhard gee ook haar mening. So dit is lekker sport om na uit te kyk. Maar kom ons skop af met die rugby. Ons draf uit met die rugby eerste. Dit is die Rugby Verenigde Rugby Kampioenskap. Tans is dit die Stormers na 3 wedstryde wat 14 punte voor het. Hulle is voor met Munster wat ook 14 het en dit is Glasgow Warriors en Cardiff wat 11 het. Dit is na 3 rondes wat die punte stand so is. Die Bulls is 6de na 3 rondes. Dit is op 10 punte na hulle 2 keer gewen het en 1 keer verloor het en dan die Sharks lê 13de en dit is ook na 3 wedstryde. Hulle het 2 punte na 3 wedstryde. So is nie baie goed vir die Sharks nie en die Lions het 15de lê. Hulle het net 1 punt op hierdie stadium, 15de uit 16 spanne. So hulle sal met baie beter doen komende Saterdag. Maar kom ons kyk eers vinnig dan die Lions wat in die Scarlet speel. Dit is 13:45 Saterdag en dan is dit die Sharks wat teen Ulster speel. Maar ons hoor eerstens wat sê Mike Potgieter, is die Lions wat hy speel daar in Johannesburg teen die Scarlets. Dit is 'n vroeë wedstryd, lekker in die son. Die manne van Wallis gaan die son voel op hulle gesigte. Kom ons hoor wat sê Mike Potgieter wat ons te wagte kan wees met daai wedstryd, die Lions teen die Scarlets. Mike, die Lions is weer terug van 'n toer, dit was suksesvol nie. Hulle het baie houe gevat aan die ander kant en daar's baie druk op hulle ook. As jy nie wen nie, dan is daar druk van 'n klomp rigtings af. Een manier om dit reg te maak is wen Saterdag op Ellis Park. So dis seker maar die doelwit, dit is verseker. Dis definitief die doelwit en soos jy sê, dit was nie 'n baie suksesvolle toer nie. Ons almal weet die belangrikheid van wegwedstryde. Al wen jy nie daai wedstryde, is dit van kardinale belang dat jy nog steeds die bonuspunte kry. 4-3 druk, minder 7 verloor, al daai tipe goeders. Ja. So daai bonuspunte speel 'n groot rol, maar nou sien ek hulle het die noodkreet uitgestuur. En baie interessant, die een unie wat die noodkreet geantwoord het, was die Griquas, die einste span wat hulle geklop het in die Currie-beker finaal daar op Ellis Park. Ja. So dit is interessant, dis vir my goed om te sien dat die kleiner uniese spelers deurgetrek word. Ek wonder of dit die skip weer in die regte rigting kan stuur. Ja, en in die verlede het Van Rooyen as afrigter en sy afrigtingsspan met Jacques Fourie ensovoorts gelyk na dat dit baie gesond is. En Jacques Fourie met die verdediging veral. Maar dis nie goed as jy baie 3 afstaan en begin baie punte afstaan nie. Van die ander spanne ook, maar veral die Lions. Dink jy dat die afrigtingskorps is onder meer druk as laas jaar selfs? Dit lyk of dit so raak. Ek dink definitief so en ek dink die realiteit van spelers soos Edwin van der Merwe en Sanele wat jy verloor het, begin nou werklikheid raak en dit sink net in en nou sien jy dit. En dan besef jy die waarde van individue wat in 'n groep opset geweldig belangrik is. En ek dink daai druk spoel nou oor na die afrigterspan toe, want wanneer jy individue gehad het wat daai X-faktor vir jou kon bring en iets nog kon bewerkstellig, sukkel jy op die stadium. So daai druk spoel definitief oor. Ja, dankie Mike, lekker rugby daar in Johannesburg, dit is by Ellis Park. Dit is 'n vroeë afskop, 1:15. Dan 4:00 die middag is dit die Sharks tuis teen Ulster en dit is 'n belangrike wedstryd vir die Sharks. Hulle het ook baie momentum verloor met verlore oor see. Kom ons hoor wat sê Mike Potgieter weer eens. Ons gesels, wonder wat kan gebeur Sharks teen Ulster. Maar dit is die Sharks wat tuis speel en hulle toer oor in die buiteland was ook nie eintlik baie suksesvol. Hulle laag op die punteleer. Hulle speel teen span met 5 op die punteleer is. So Ulster het goeie vorm. Al die Ierland spanne is eintlik baie kompeterend en moeilik, nee. Ja, ek moet vir jou sê en Ulster is altyd daai een span wat hy druk so vir die beste Ierse span, maar hy kan ook net nie deurbreek nie. En dit sê vir die kwaliteit van die Ierse franchises. Ons het al baie keer gesê daai franchises van Ierland spoel oor in internasionale sukses. Ons het dit gesien by die span van Ierland en Ulster is daai span wat jy baie fyn moet dophou. Hulle wys dit. Dis die span wat nog glad nie 'n wedstryd verloor het nie. Hulle het nog net 2 wedstryde gespeel teen 'n span wat soek vir daai eerste wen. Kom ons hoop dat die tuisveld voordeel vir die Sharks daai eerste verloor vir die Ulster kan wees, maar ook die eerste volwaardige oorwinning vir die Sharks. Voel nog steeds die Sharks is die een span
Jy weet, jy wen, as dit sê dan jy wen nie die wedstryd op papier nie, maar as jy wedstryde kyk, baie keer kyk jy mos 'n span as hy aangekondig word, dan sien jy, wow, hierdie is 'n sterk span. Dit gaan moeilik wees om dit te klop. Die Sharks is die een span wat altyd 'n baie sterk span op papier het. En dit voel of baie van hulle profielspelers op die Springbok vlak baie goed doen, maar asof hulle by die Sharks net nie regtig ook tot hulle regkom nie, of nie tot hulle regkom nie, maar nie so goed speel as wat hulle kan. Ek weet nie of jy saamstem nie, maar dit voel vir my of daai ouens beter kan doen. Ek stem 100% met jou saam. En die vraag wat dan gevra moet word is dit 'n geval tussen verhouding tussen Springbok en afrigtingskorps, en of is dit 'n geval van 'n afrigter wat voel, weet jy wat, ek wil my Springbokke hulle vrylating of dan nou die vrylaat en toelaat om te speel wat hulle wil speel, wat dan vir my vra, is daar 'n botsing en wedstrydplan met individue teenoor die groter prentjie. So dis die tipe vraag wat ek dink die ondersteuners van die Sharks en ons ook definitief vra, is daar genoeg, as ek die Engels kan gebruik, enforcement van afrigtingspanne wat sê, ek gee nie om wat julle doen by die Springbok nie, dis wat ons gaan doen by die Sharks. En ek wonder of daai spelers nie daai gesag en rigting nodig het nie, want daar is 'n geweldige verskil tussen internasionaal en verenigde rugby kampioenskap, veral waar individu moet deel wees van 'n span. En ek dink dis waar die Sharks op die stadium bietjie sukkel. En veral nou dat spanne vol sterkte is, net dan het jy daai sterk spelers wat moet deurkom. Nou die een faktor eintlik wat toe Ulster goed gespeel het in die Bulls was Jarno Augustus of Trokkie soos hulle hom in die Kaap noem. Hy was briljant geweest en hy gaan vir die Sharks besig hou. Definitief, en dis een van daai spelers wat ons weet ook, Rassie Erasmus 'n baie fyn oogie ook hou, en die kundiges hier in en onder ons geleedere begin al klaar praat van, is dit nie 'n speler wat jy moet begin intrek met diepte gewys nie, en ek weet, dis die een posisie waar die Springbokke eintlik nie 'n tekort het nie, maar met die wete dat iemand soos Augustus daar is, en 'n span wat Ulster baie goed doen, is om daai individue baie goed deel te maak van 'n groter wedstrydplan, maar nog steeds daai potensiaal wat daai speler het en sy sterkpunte na vore kan bring. En ek dink dis op die stadium die verskil tussen 'n individu soos hy en 'n individu wat uit die Springbokke kom by die Sharks speel. Ek weet nie of hulle die vryheid het of toegelaat word dat hulle potensiaal deel vorm van die groter wedstrydplan. En Augustus wat hy goed doen is wat Wiese goed gedoen het vir die Springbokke op toetsvlak, vir Melen in 'n mate ook. Hy kry vir jou daai voorvoetbal. Hy's baie fisies en dit het hy gedoen vir Ulster teen die Bulls en dis baie werk vir jou nee, as jy 'n agste man het wat vir jou soveel meters vorentoe kry, dit is baie werk vir jou. Ja, ek moet sê wat vir my uitgestaan het juis in daai einste wedstryd met hom, is dat jy het ook gesien dat daar's 'n tekort by die Bulls om daai teenaanval te loods. Ek hoop die Sharks het dit om 'n individu te kan. As ons kyk speler vir speler teen mekaar, opponent en opponent, is dit altyd interessant dat jy na die voorrye toe gaan. Maar hier begin ons nou kyk na die los trio, en dit wil vir my lyk asof die Sharks op papier, soos jy nou gesê, die teenaanval en die teenvoeter vir hom het. Ek weet net nie of dit gaan gebeur nie. Ja, dankie Mike. Ja, dit is die Sharks teen Ulster 4:00 die afskoptyd, daai ene in Durban. Leinster en Munster wat teen mekaar speel, twee groot spanne van Ierland, hulle speel 4:00 die middag, en dan is dit 'n Zebre, dis die Italiaanse span wat tuis speel teen die Stormers. Daai wedstryd is 9:15 Saterdag aand, en ek het ook met Mike Potgieter gesels, en ons gesels 'n bietjie Stormers teen Zebre. Maar die Stormers se wegwedstryd teen Zebre het dan met twee wedstryde in 'n ry teen die Italiaanse spanne, en ons het al baie hier gepraat en gesê dat die Italiaanse spanne is verseker die meer, veral Zebre is nie die swak span wat hy op 'n stadium was nie. Dis sal die geval wees Saterdag waarskynlik vir die Stormers, maar die Stormers, so kundig dink jy, daai komponent van hulle 3 goeie wedstryde gehad, dit daai ekstra bietjie motivering in die kleedkamer, dit help tog nie. Ja, dit doen definitief, en ek weet daar's 'n paar beserings wat nou al klaar ingesluit het hier in die Stormerkamp, soos Nederland Forshee wat se arm gebreek is en wat vir 'n rukkie nou van die kantlyn gaan kyk, maar dit wys jou net as 'n span goeie momentum het, is dit amper asof daai beserings jou nie kwam nie. En dis van kardinale belang dat veral op 'n toer, ons het al gepraat, as jy nie kan wen nie, bonuspunte. Die Stormers wys nou hoe goed dit is om eintlik daai oorseese been op 'n hoë noot en 'n goeie punt af te skop en daai momentum oor te dra. Nou hoop ons net dat die pasta en deeg wat gebruik word vir pasta en pizza dalk in 'n vetkoek verander kan word na hierdie naweek. Ja, absoluut. En weet jy net om in konteks wat jy noem van die beserings, die belangrikheid van die skrams vir Suid-Afrikaanse spanne weet ons, en veral teen 'n span soos potensieel teen die Italiaanse span kan jy daai dominasie kry. Maar die Stormers se realiteit is hulle eerste 3 keuses op vaskop is beseer. Dit is Frans Malherbe, Nederland Forshee en Sazi Sandi, so hulle sit met die 4de beste vaskop nou. Hy's nie sleg nie, Suid-Afrika onder 21 kaptein, maar nog jonk. Dis 'n belangrike plek nee, dit is maar vir 'n jong stit, jy vind jou voete, maar jy gaan nie regtig as 'n 21-jarige sommer net in daai skram nie. Jy het daar self gesak
Dis 'n ander wêreld daai skrams. Ja, kyk, jy skram teen 'n man wat 'n baard het wat hulle potte gebruik om skoon te maak met 'n skuurwol en alles en jy voel maar die rowe en so aan, maar dit is soos jy sê, behalwe vir daai step up wat gemaak moet word van 'n junior vlak na Verenigde Rugby Kampioenskap toe, moet jy baie vinnig daai tegnieke aanleer. Ek dink met die afrigtingskorps waarna ons al baie verwys het van verskeie spanne, by die Stormers dink ek hulle hierdie kundigheid en ook die ervaring langs die kantlyn met hierdie beseerde spelers om iemand soos hy baie vinniger touwys te maak. Die realiteit is, hy moet tussen 4 wit lyne dit uitdoen en uitoefen. En ek dink hy sal definitief 'n teken wees vir die opponente, of 'n span soos Zebra se voorry goed genoeg is om dit vir hom moeiliker te maak. Ek dink dis die positiewe deel daarvan, is dat hy het in die sogenaamde laer gerankte spanne die geleentheid om wedstrydervaring op te doen teen hierdie ouens, wat hom sal voorberei vir die volgende groter wedstryde soos 'n Leinster of selfs 'n plaaslike derby toernooi. So ek moet vir jou sê, hy is 'n speler wat dit kan doen, maar ek is baie bly hy kry die geleentheid teen 'n span soos Zebra eerder as 'n span wat soos Munster dit veel baie moeiliker maak. Verseker. Dis laasens op die Stormers. Hulle eerste wedstryd van die jaar toe ek sien die bepalings, hulle speel heel eers teen die verdedigende kampioen Leinster vroeg en hulle kon alle spelers gebring het, maar hulle het nie, hulle het van hulle Ierland spelers gebring. Maar daai 35-0 wen na heel eerste wedstryd, dit het die Stormers op 'n ander roete gesit, voel dit, van hoe dit was in die vorige seisoen. Daai selfvertroue is dan baie werd in rugby. En dit lyk of die Stormers vir mekaar speel. Hulle 2 keer het spanne in 1-0 aangeteken in 3 wedstryde en 2 spanne 0 gekry. Dit is baie minder dit gebeur het 'n span in 'n hele 80 minute die eerste strafskop oorkry nie. So dit is indrukwekkend. 100% en wat vir my lekker is presies wat jy sê, is ek dink die verdedigingsafrigtingskorps het gevat dit wat in die Curriebeeker gebeur het en gesê, hoor jy, ons het verskriklik baie drie afgestaan in 'n Curriebeeker toernooi. Nou ek weet ons het al baie keer gesê daar's 'n geweldige groot verskil tussen Curriebeeker en dan Verenigde Rugby Kampioenskap. Maar ek dink tog met 'n laaste wedstryd wat jy tuis speel teen 'n Boland span, gee jou so 'n halfe indikasie van 'n aanvallende span en wat jy het met sekere van die Verenigde Rugby Kampioenskap spelers wat weer teruggekom het in die laaste Curriebeeker wedstryd. Dit het so half vir jou gesê, okay, dis wat ons kan werk, dis wat ons het om mee te werk, kom ons vat dit nou en ons implementeer dit. Die verdedigingsspan het definitief baie tyd op video-analise, individuele spelers ensovoorts in hulle eie kamp spandeer en dit begin jy nou sien in hierdie wedstryde in die Verenigde Rugby Kampioenskap. Dus dit gee jou daai selfvertroue, dit gee jou ook daai tik in die boks dat dit wat ons wil doen besig is om te werk. Ja, dankie Mike. Ja, groot ene vir die Stormers. Hulle sal met momentum hou. Hulle het 'n goeie begin, 3 wedstryde in 'n ry gewen, maar moeilike wedstryd teen Zebra daar in Italië. Dan ook die laaste ene van Saterdag is dit die Ospreys. Hulle speel teen Glasgow Warriors. Dis ook 9:15 Saterdag aan. So lekker rugby om uit te kyk. Dis 'n Verenigde Rugby Kampioenskap. Ook tennis wat die naweek aan die gang is, dis die Japanese of Japan Tennis Ope. Kwarte en rondes, daar's meeste van die topgekeerdes is uit, soos Leila Fernandez onder andere wat 'n derde gekeer is, maar Naomi Osaka, sy is nog in die kwarte en rondes, sy speel teen Jacqueline Christian en dit is die Japanese Ope wat voortgaan en dit is al die tennis van die WTA, dis die vroue tennis. Maar kom ons vat 'n advertensiebreek. As ons terugkom, dan kyk ons wat gebeur op die Engelse Premierliga en ook hy vinnige motors Formule 1. Life is unpredictable and one needs to be protected against any eventuality. Get Santam legal access from as little as $50 Namibian a month for when you find yourself in need of legal representation due to civil cases, criminal prosecution, and family matters such as divorce, child maintenance, and custody. It also covers labor disputes, disciplinary hearings, and unfair dismissal or retrenchment. With Santam Legal Access, you'll receive free legal advice on almost every legal aspect, whether the specific matter is covered by your policy or not. For true peace of mind and legal protection when you need it most, call us on 061-292-8000. Santam. This is freedom.
Welkom terug by In die Tunnel. Ons gesels lekker internasionale sport en ook kyk eens wat in Namibië gebeur. En as groot klomp sport natuurlik altyd internasionaal, maar die Engelse Premier Liga wek altyd baie belangstelling. Daar was nou een naweek wat dit nou gemis was met al die kwalifisering vir die Wêreldbeker. So daar's een baie groot wedstryd wat die naweek plaasvind en ek dink meeste van die ondersteuners kyk uit vir die ene. Liverpool tuis teen Manchester United. So dis 'n baie groot ene. Liverpool onder druk. Hulle het 'n paar wedstryde nou verloor. Hulle speel tuis teen Manchester United wat altyd baie gemotiveerd is. So dit is Sondag wat daai wedstryd gespeel word 5:30 is die afskoptyd. So ons gaan nou hoor wat sê Arne Slot ook. So punte tans, dis na 7 rondes, is dit die Arsenal wat voor is, hulle het 16 punte. Hulle speel weg teen Fulham die naweek. Liverpool het 15 punte op die puntelys. Tottenham Hotspur en Bournemouth, hulle is saam op 14. En dan die 5de plek is dit Manchester City met 13 punte. En dan verder af is dit 10de plek is dit Manchester United met 10 punte. Die onderste 3 op hierdie stadium wat moet veg om weg te kom daarvan relegasie is Burnley, West Ham en Wolves. Hulle is die 3 spanne tans onder aan die punteleer. So met die wedstryd komende naweek, kom ons kyk vinnig daarna Saterdag. Nottingham Forest teen Chelsea. Dit is 1:30, dan Sunderland teen Wolves, dit is 4:00, Burnley teen Leeds en Crystal Palace teen Bournemouth, dit is ook 4:00 die middag. En dan Brighton teen Newcastle, daar is ook 'n 4:00 die middag afskoptyd. Kom ons hoor wat sê die afrigter van Newcastle, dis Eddie Howe, en hulle so hier en daar verloor gehad, hulle bou 'n nuwe groep en daar's aan Eddie Howe gevra of hy glo in die groepspelers wat hy tans het. I don't know, it's a difficult one to answer because before the season starts I was optimistic. I believed in the players we have. I believed in the honesty of the group. I believe in the ability of the group. That's not changed. The 2 performances we've given have been, in my opinion, superb. But we've got 1 point, and so as much as I'm pleased in that respect, there's of course still things we need to improve to deliver points and wins, which ultimately we have to do. So I think it's just focusing on the next game and trying to keep those performances, the levels where they've been, but of course adding the goals one end. And of course we conceded 3 the other night, and albeit with 10 men, we're disappointed with that. Dit dan Eddie Howe, die afrigter van Newcastle. Manchester City, hulle speel teen Everton en kom ons hoor wat sê Pep Guardiola. Hy het altyd baie te sê, maar daar's een speler, dis Savino, wat vir hom speel, hy's van Brasilië eintlik. Kom ons hoor wat sê Pep Guardiola wat hy dink van hom. Savio in a moment will make a click in the final third to make a not bad the goal, for example. So always we talk about the people up front. Front is numbers. It's goals and assists, goals, goals and assists, goals. So the people up front is there, and Savinho created a lot last season, but the final third, the final, a little bit too hectic in the right moment. And then the moment he improves that, because he's so young, 21, 22 years old, so the more improved he will be a top class player because he can play on both sides. His soul speed, his work ethic, and he created a lot last game against Huddersfield. Because for me, when I analyze what they do, the body language, and especially the decisions you take, it doesn't matter you play Championship, Premier League, League One, League Two, it doesn't matter. It's how you do it and create a lot. And Sabio, the moment we make this step, the natural way it will come, Savinho will be a top player for Man City. Ja, dit is dan Pep Guardiola en dit is Savinho wat al 13 wedstryde vir Brazil gespeel het, vir Brasilië eerder, en hy's 'n baie goeie speler. En dan Fulham teen Arsenal is nog 'n wedstryd wat dan Saterdag plaasvind. Sondag is dit Tottenham Hotspur teen Aston Villa, dit is 3:00 die middag. En dan daai groote Liverpool teen Manchester United, 5:30 is daai afskoptyd. En kom ons hoor wat sê Arne Slot, hy het met Sky gepraat, so dis met vergunning van Sky Sport. En daar's aan hom gevra wat hy doen as hy verloor, wat nou wel gebeur het. Hy was gewoond om te wen, met hulle die kampioenskap gewen. So hierso is die afrigter van Liverpool, Arne Slot. Do the same as you did as I did when we were winning, analyzing the games you play. And I've said last season many times how small the margins have been. Us conceding a chance, the other team not scoring, and we did a few seconds afterwards. And that is part of what I see right now. So the last game, for example, when we played Galatasaray, we went 1-on-1 to the goalkeeper. Their centre-back made 2 or 3 times contact with Hugo Ekitike. Hugo did everything to stay on his feet, like we always do.
And a minute later, there's contact in the 18-yard box between a player from Galatasaray and us. Very little contact, and this player makes the most out of it. Goes to the ground, referee gives a penalty. The same referee, if we would have had the same referee at Palace, we wouldn't have lost. Because after 8 minutes of extra time, he immediately blew his whistle after all the time wasting in extra time, where the referee against Palace kept on playing in extra time of extra time of extra time. So these are the margins, but I've analyzed not only these small margins, I also see that the start of our season is very similar to the second half of the season we played last season. It's interesting though, isn't it? Because as you say, very fine margins, fine details, but sometimes externally, when you're on a winning run, everyone thinks you're the greatest team in the world, and when you lose a couple, it's a crisis. Do you find that sort of strange, how the analysis from a field is different? No, I don't find it strange, because we're in an industry where you need to win. And if you win, mainly people are happy. If you don't, people are unhappy. That's why I have to analyze, and that's why I said in my last answer that I see a lot of comparisons between the second half of last season and the first part of this season, with one exception, that we scored a lot of set pieces goals in the second half of last season, where we haven't scored one this season. So the second half last season was also much more of a struggle than the first part of last season. And struggle, I mean that teams found their way of playing against us with mainly a low block or a man-to-man all over the pitch, and a style of play when they have the ball that was totally different than the same teams we faced in the first part of the season. So that's what I mean. We have to analyze. We have to improve. We have to adjust, not only because of the first part of this season, but also the second part of last season. Ja, dit dan Arne Slot, interessant om te hoor sy gedagtes van hoe hy die span bestuur en wat hy te wag is. Baie druk om jou titel te verdedig natuurlik, baie sterk kompetisie in die Engelse Premier Liga. En dan is dit ook 'n West Ham wat teen Brentford speel, is die laaste wedstryd Sondag, dit is 9:00 die aand. So groot sokker, Engelse Premier Liga. Kom ons gaan na die vinnige motors, dis VSA Grand Prix, dis by die Circuit of the Americas, dis daar in Austin. So dit is die puntevervaardigers is klaar gewen, McLaren het laat klaar gewen, maar daar's nog baie op die spel vir die individuele puntestand. Oscar Piastri, hy is, as ons na die puntestand kyk, hy het 336 punte, hy het al 7 keer gewen, 14 keer op die podium, en dan Lando Norris 314 punte, hy het 5 keer gewen en 14 keer op die podium, en hulle word tans gejaag deur Max Verstappen by die afgelope 2-3 keer baie goed gedoen het. Hy het 273 punte. Hy het al 4 keer gewen vanjaar. Bietjie verder af, George Russell van Mercedes-Benz 237 en dan die 2 Ferraris, Charles Leclerc en Lewis Hamilton 5de en 6de op 107 of 173 en 125 onderskeidelik. Daai baan is anti-kloks gewys wat hulle ry, 20 draaie en is 5,5 km lank en daar is 120,000 toeskouers wat daar gaan inpak daar in Amerika. Dit is in Austin, Circuit of the Americas. So lekker Formule 1, dit is Sondag. Ook cricket vroue wêreldbeker, dis in Indië en Sri Lanka, die 50 bilbeerd wêreldbeker wat gespeel word. Proteas se laaste 2 wedstryde is teen Pakistan en Australië en dan is dit komende Dinsdag is dit Suid-Afrika wat speel teen Pakistan en dan volgende Saterdag is dit Suid-Afrika wat speel teen Australië. Kom ons hoor wat sê die kaptein van Suid-Afrika, dis Laura Wolvaardt. Yeah, obviously disappointed to have those 2 losses in the finals in recent times, but I think at least it gives our group sort of a taste of playing in a final. Obviously very different format and a very different, round robin. Obviously you play everyone once in the ODI World Cup and not the group stages like in the T20 World Cup, so going to have to play some consistent cricket for the entire tournament to hopefully make those semis and finals. But hopefully once we're in that final we can use our experience from the last 2 to take it one step further. Dit dan Laura Wolvaardt, die kaptein van die Protea span, die vroue cricketspan, hulle doen baie goed. Hooplik kan hulle vir daai laaste 4 plekke vir die semifinale kwalifiseer. As 8 spanne wat speel in die toernooi, net die top 4 gaan deur na die semifinale en tans lyk dit na Engeland, Australië, Indië en Suid-Afrika. Hooplik kan dit so wees. Kom ons wat advertensiebreek, as ons terugkom, dan kyk ons wat in Namibië gebeur.
Welkom terug by In die Tunnel. Ons gesels lekker sport internasionaal en ook in Namibië. En nou kom ons kyk wat in Namibië gebeur. Daar's 'n bietjie sokker om waaroor ek kan gesels. Daar's 'n interessante voorseisoen vriendskaplike sokkerwedstryde wat UNAM gereël het. En dit is 3 spanne van hulle kom ver. Van hulle kom een span kom sommer van Rondo af al die pad. Ons daar by die hoofkampus se stadion. Dit is Saterdag, so die wat wil gaan kyk, daar's 3 wedstryde en daar's 3 wedstryde, 3 spanne wat speel. Hulle speel so om die beurt teen mekaar. Dit is 9uur UNAM voetbalklub wat speel teen UNAM Rondo kampus. So dit gaan 'n interessante wedywering wees en dan UNAM Ogongo. Hulle speel teen UNAM FC, die UNAM voetbalklub en dan is dit UNAM Rondo wat dan teen Ogongo speel. Dit is 5uur in die middag, so van 9uur af 12uur en dan 5uur. Is lekker 3 wedstryde wat hulle daar gaan speel. UNAM se sokker. As lekker sport om na uit te kyk natuurlik dan nou internasionaal en ook in Namibië en ek sien baie uit na die Formule 1. Ek sien ook baie uit na die rugby. Kyk altyd lekker die rugby en dan die sokker, daai grootte Liverpool wat speel teen Manchester United. So dit is sport om na uit te kyk die komende naweek. So ons gesels weer volgende Vrydag hier in die tunnel. Tot dan 'n lekker sport naweek en groete.